is die weg. En wat bedoel ons as ons sê Jesus die weg? Wat bedoel ons as ons sê Jesus die weg? Wie is Jesus die weg? Dit is die Nasareëne, die Seun van God. Nou, geliefdes, vriende, alle nasies, waar vandaan is die bediening en die evangelie van die weg? Waar vandaan is dit? Is dit uit mense of is dit uit die wêreld? Geliefdes vriende, is die evangelie van die weg is uit die hemel. Hoe het die weg ontstaan? Van waar is die weg bediening? Dit is uit die hemel. Die evangelie van die weg is die enigste ware evangelie. Die evangelie van die weg is die bediening en het ontstaan uit die hemel van Jesus. In Handelinge 9 sê die woord hoe dat die weg ontstaan het. Dit het ontstaan uit die hemel. Saulus se bekering op die pad na Damaskus, dit kry ons in Handelinge 9. Hierdie Saulus het al die mense wat van die weg was, manne en vroue, uitgeroei, gelaat laster en doodgemaak. Hierdie Saulus het die gemeente wat die weg was, die weg van God, gevervolg. En die evangelie van die weg is die eerste en grootste en enigste bediening en evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Die evangelie van die weg het ontstaan uit die hemel. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Terwyl hierdie Saulus besig was om die gemeente van God te vervolg, uit te roei, het 'n ligstraal uit die hemel hom neergevel op die grond. 'n Ligstraal, helderder as die son, op die middag het 'n stem uit die hemel gekom wat vir hom sê, Saul, Saul, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here sê vir hom, ek is Jesus, wat jy vervolg. Ek kan nie dan so lank maak. Toe is hy met blindheid geslaan, ek is nou klaar. Nou, die weg is die enigste, is nie uit 'n mens of hier op die aarde, uit die wêreld nie. Die wegbediening en evangelie is nie 'n Pinksterbediening of 'n Pentekostelbediening of 'n assosiasie of 'n organisasie of 'n faith movement of 'n protestants of 'n religion. Die wegbediening en evangelie is 'n lewende beweging en dit is Jesus homself. Die wegbediening kom uit die hemel. Dit het ontstaan uit die hemel. Die wegbediening is gegrond en gebou op die apostels, die profete en Jesus Christus die hoeksteen. Dit kry ons in Efesiërs 2 vers 20. Glo in die Here Jesus Christus die weg, dan sal jy gered word. Wat moet jy doen om gered te word? Jy moet glo in Jesus Christus die weg. Dan het jy ewige lewe. Kom na Jesus, kom glo in Jesus die weg. Baie dankie geliefdes. Mag ons Here Jesus die weg u ryklik seën. Amen.